Goeiemôre. Baie welkom by hierdie lewensveranderende Sondagoggend. Want Opstanding Sondag maak dat ons totaal anders na die wêreld kyk. Christus Anesti. Christus het opgestaan. Kom ons maak ons oë toe en ons wy vanoggend aan Vader. Here, dankie dat ons vanmôre voor U bymekaar kan wees. Dankie Here vir hierdie lewensveranderende gebeurtenis wat nie net in die geskiedenis plaasvind nie, maar wat ons vanmôre herdenk en wat elke dag in my lewe moet plaasvind. Die feit dat ek moet vier, Here Jesus, dat U opgestaan het en dat U die dood oorwin het. Vader, gee vir ons insig vanmôre in U woord en as dit U genade is, help asseblief dat ek vandag besluite kan maak wat my lewe in 'n ander rigting sal stuur. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. Ons is gewoond om op Opstanding Sondag die gedeelte te lees waar Jesus opstaan uit die dood uit, waar die vrouens hom gaan soek by die graf, waar die graf leeg is. Ek wil vanmôre dat ons op 'n ander punt begin en ek wil vanmôre dat ons by Matteus hoofstuk 9 stil staan, by die eerste gedeelte van Matteus hoofstuk 9. En die rede daarvoor is nie dat ek nie vanmôre die opstandingsgebeure wil lees nie, maar dit gaan daaroor dat Jesus dwars deur sy hele bediening, by 'n klomp geleenthede, het hy hierdie lewensgewende veranderinge vir ons gewys, wat sy dood eintlik ver vooruit gegaan het. En daarom wil ek vra dat ons vanmôre net vir 'n oomblik stil staan en kyk wat sê Matteus hoofstuk 9 vanaf vers 1. En Jesus het toe in die skei geklim en hy het die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle 'n verlamde man wat bedlend was na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man: "Vriend, wees gerus, jou sonde word vergewe." Party van die skrifgeleerdes het vir hulle self gesê, hy praat God lasselik, maar Jesus het geweet wat hulle dink. En hy het vir hulle gesê: "Waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Wat is makliker om te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle bewys lewer, dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe." En ons gaan 'n versie later bylees. So, almal van ons ken die gedeelte goed, maar ek wil vanmôre dat ons 'n bietjie stil staan by die progressie van die kruisigingsgebeure en hoe dit hier afspeel by hierdie verlamde man. En ons het nou klaar Vrydag en Donderdag aand nagmaal gehad. Vrydag het ons stil nagmaal gehad. Vrydag het ons gewy aan die kruisigingsgedagtes en die manier dat Jesus vir my gesterf het. En vanmôre fokus ons op die feit dat hy opgestaan het uit die dood. Hy het sonde oorwin, hy het die dood oorwin en hy word my verlosser en my saligmaker en ek is seker daarvan joune ook. Maar die vraag is, hoe hierdie goed aan mekaar, hoe sit hierdie goedjies aan mekaar? En om dit te verstaan is eintlik so wonderlik dat ons kan stil staan by vers 2 en die laaste gedeelte van vers 2. En mense is baie keer so geneig om oor die detail te lees of oor die detail te dink en te dink, maar Jesus het die man gesond gemaak. Ja, dit het gebeur, maar daar's 'n ongelooflike ondertoon. Toe Jesus vir die man sien, toe Jesus was geraak deur die man se vriende en hulle geloof, en dan die manier waarop Jesus vir die man sê, vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. En aanvanklik dink ons net, Jesus vir die man gesê, dis die sondes, jou sondes wat vergewe word, maar hier's baie meer as dit. In die eerste instansie wil ek wil praat oor ons inbors, oor ons hart. Een van die Engelse vertalings vertaal daai gedeelte om te sê, take heart, neem ter harte, jou sonde is vergewe. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word is terasio. Nou terasio beteken om braaf te wees, of om manmoedig te wees, of om nie bang te wees nie, en om regop te staan in 'n wêreld wat jou wil platdruk, om weerstand te bied in die versoeking om te val, of om te vou, of om in mekaar te stort. So dis wat hierdie woord beteken, en dan staan 'n ondertoon van hierdie woord om te sê, maar mens moet dit met 'n vriendelike gemoed doen. So jy moet regop staan, en dan is die vraag,
Hoekom sê Jesus vir hierdie ou, wees braaf? Neem die woord ter harte. Wat nogal interessant is, as ons gaan kyk in Markus, hoofstuk 6 vers 50, is dit presies dieselfde woorde wat Jesus vir sy disippels sê toe hy op die water geloop het. En hulle gedink het hy's 'n spook. Jy onthou die gedeelte baie goed, waar hulle wou mal raak op die boot, want dis 'n spook op pad op die water na hulle toe. En dan die woord wat Jesus vir hulle sê is, wees manmoedig, thrasio, wees braaf. En die vraag is, hoekom sê Jesus hierdie woord vir hierdie verlamde man? Want in 'n sekere sin is dit die voorbeeld van dit waar ons elkeen is. Ons het begin lewe in 'n wêreld waar ek onder die versoeking gereeld kom om nie braaf te wees nie. Ons lewe in 'n samelewing waar elke persoon die gevoel het van, maar almal moet my eintlik akkommodeer. Ek is die brose porselein breekbare persoon en almal moet my soos glas hanteer, want as ek nie soos glas hanteer nie, dan val ek uitmekaar uit, dan breek ek. En Jesus kom hier en hy waarsku eintlik vanmôre vir ons, en hy gee vir ons die opdrag, thrasio, wees manmoedig, vroumoedig, wees vasberade met 'n goeie gees. Want dis nie iets wat mens kan wees op die ingewing van die oomblik nie. Dis nie iets wat mens word omdat iemand dit vir jou vra nie. Dit is deel van jou hart. En dis hoekom die vertaling sê, take heart. Dis deel van die diepste deel van jou wese. Dis 'n ding wat jy elke liewe dag moet oefen, en dis 'n ding wat jy 100% bewus van moet wees elke liewe dag, en 'n besluit elke dag daar neem. Dis nie iets wat spontaan gebeur nie. Dis nie iets wat outomaties gebeur nie. Dis iets wat deel word van jou karakter, omdat jy konstant daaraan dink. Konstant dit oefen. En nou vra ons mekaar, maar hoekom is dit so belangrik dat ons in vers 2 hierdie ding verstaan? Want dan verstaan ons wat die res van die vers beteken. Hy sê, wees gerus, wees manmoedig, jou sondes word vergewe. Nou moet nou mens, alright, maar wat het die sondes wat vergewe word te doen met die man wat lam is? Is dit nou van al die ander evangelies word daar gevra, maar is dit as gevolg van die man se eie sonde of as gevolg van die sonde van sy ouers op 'n ander geleentheid wat die disippels dit vir hom vra? In hierdie geval vra die disippels dit nie vir hom nie. In hierdie geval kan Jesus die gesindheid en die harte lees van die skrifgeleerdes wat daar gestaan het en gesê, maar hy praat godlasterlik. Hy het nie die mag of die vermoë om sondes te vergewe nie. Maar hoor mooi, as ons by vers 3 en vers 4 kom, hoe vers 4 die manier waarop Jesus in die eerste instansie gesê het, wees manmoedig, wees braaf, wat hy dit mooi omskryf in vers 4, want Jesus het geweet wat hulle dink, hy het geweet wat in hulle harte aangaan, hy het geweet wat in hulle gedagtes aangaan, hy sê vir hulle, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? En dis mens mooi ding daaraan, dan is dit die presies probleem met ons samelewing, dat ons gedagtes begin ons harte oorheers. Ons verkeerde gedagtes, kom ons noem dit by die naam, die goed wat ons verkeerd doen en dit probeer regverdig in ons kop, die goed wat ons weet wat sonde is, maar wat ons probeer regpraat, nee? Dit wat ek maar almal doen dit, maar dis godslasterlik, maar dis my opinie oor alles. Daai goed is so belangrik, want eintlik is dit die sonde wat maak dat hierdie heldhaftigheid doodgaan. Dis goed wat ek verkeerd doen, wat ek gebruik of wat my afbreek, dat ek myself nie meer as heldhaftig kan sien nie. Dis dit wat my afbreek wat maak dat ek nie meer 'n reguit ruggraat het of 'n sterk ruggraat het nie. En dan sê Jesus, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? En hierdie tweede ding waar hy praat is, hy sê die gedagtes, dit wat in ons kop is baie keer so kragtig. Spreuke 4 praat mooi daarvan, hy sê, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan. Wees al versigtig hoe jou gedagtes jou hart, hy sê, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit
bepaal jou hele lewe. As jy kwaad is in jou hart of in jou gedagtes, dan is jy 'n norsmens. As jy na alles kyk en alles wat rondom jou gebeur maak jou bang, dan lewe jy as iemand wat geval het voor die versoeking om te vou, om heeltyd bang te wees. En dis waarvan Jesus hier praat. En dan vra hy vir hulle die vraag, is dit makliker om te sê, jou sondes is vir jou vergewe, of is dit makliker om te sê, staan op en loop? Want dis wat Jesus hier sê. Hy sê vir die, en hy het hulle geantwoord, wat is makliker om te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op en loop? En Jesus gee hulle nie kans om te antwoord nie. En ek dink as ons vir 'n oomblik staan en wonder, wat die een is makliker, dan wys Jesus, wat is makliker? In ons gemoed sal dit wees, maar dit is makliker om vir iemand te sê, jou sondes is jou vergewe. Dit is baie moeiliker om vir 'n lam man te sê, staan op en loop. Maar wat Jesus demonstreer, dat in sy almag, dit vir hom baie makliker is, om vir die man te sê, staan op en loop, as wat dit is, jou sondes is vergewe. En daarom sit hy woord by daad, en hy doen die maklikste en eerste. Maar ek gaan nou vir julle bewys, lewer, dat die Seun van die mens volmag het, om sondes te vergewe. En dan begin hy by die maklik. Toe sê hy vir die verlamde man, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die menigte mense dit sien, het hulle God, wat sulke mag aan mense gee, met eerbieding, vrees en geprys. En ek wil sê, en deur die woorde te gebruik, staan op en loop, het Jesus eintlik sy almag nie net tentoongestel nie, maar hy tentoongestel, wat die belangrikste ding is, dat hy die mag het om sondes te vergewe. En nou staan ons vanmôre by Opstanding Sondag. En miskien voel jy deur die Here weggegooi. Miskien voel jy, maar ek het soveel goed al gedoen, dat Vader nie na my kyk en waarde in my sien nie. Dis nie eenvoudig net die waarheid nie. God het jou gemaak na sy beeld. Jy's die enigste skepping, of die enigste deel van die skepping, wat God sy asem in jou ingeblaas het. Nie met een van die ander goed wat lewe, of een van die ander plante of diere het die Here dit gedoen nie. Hy het dit net met jou as mens gedoen. Jy's vir die Here ongelooflik belangrik. En dit is vir hom belangrik om op hierdie opstandingoggend vir jou die boodskap te bring. Wees manmoedig. Oefen dit in jou hart, staan regop, moenie bang wees nie, want hy sê, jou sondes word vergewe. En dis wat ons gevier het Vrydag. En dit gee jou die moed vanmôre. Dit gee vanmôre vir jou spreekwoordelik die krag van wonderwerk. Staan op en loop. Hou op verlam wees. Hou op lê. Hou op om die slagoffer te wees van omstandighede. Hou op om versoek te word om te vou, en hou op dat die gedagte dat ek maar 'n snowflake kan wees. Die oomblik as daar ietsie warms kom, dan verdwyn ek en ek smelt. Hou op om jouself as klein te sien. Jy is God se oogappel. Jy is deur God geskape. Hy is onbeskryflik lief vir jou. Hy het sy lewensasem in jou neus geblaas, en hy gee vir jou vanmôre die opdrag. Verras jou. Moenie bang wees nie. Wees braaf. Jou sondes is vergewe. Staan op en loop. Amen. Vader, dankie dat ons vanmôre hierdie kragtige boodskap kry op Opstanding Sondag. Dat U vir my sê dat ek moet opstaan en moet loop. Dat ek moet weet, Here, dat U met my 'n proses gestap het hierdie Paasnaweek. Here, soos ons laasweek vir mekaar gesê het, Here, help asseblief dat ek nie 'n toeskouer sou wees van Paastyd nie, maar dat ek 'n deelnemer sou wees. Ek vra dat U asseblief vir my vanmôre ook die genade gee dat ek insien dat die feit dat ek lam is, het net te doen met die feit dat ek nie vasberade is nie, dat ek nie braaf is nie, dat ek nie wil opstaan nie. Maar die proses om op te staan het U reeds vir my bewys hierdie naweek, dat U my sondes vergewe het. Trouwens, dat U my sondes nie net in die wind laat verdwyn het nie, maar dat U my sondes opgeneem het,
op u en elke druppel bloed van u wat hierdie naweek op die grond geval het, is 'n simbool van elke sonde wat ek gedoen het. En dat u vanmôre vir my met die spreekwoordelike opstanding uit die dood wat ons vandag vier, dat u vir my ook sê, staan op, vat jou bed en gaan huis toe. Staan op, staan regop op jou voete, loop hierdie wêreld met kragte gemoed. Dankie Here, dat ons hierdie boodskap van u kan kry. Amen. Mag Vader jou in hierdie week seën, mag Vader vir jou krag en genade gee, en mag Vader jou toevou, mag jy besef, jy het die mag om braaf te wees. As jy dit oefen, staan op en loop.